In hierdie lesie gaan ons nou nog steeds besig wees met patrone. Ons is nog steeds besig met numeriese en meetkundige patrone. As ons net gou weer kan hersien wat ons nou alles gedoen het. Ons het gekyk na ons eerste patroon wat ons rekenkundige of lineêre patroon was. Belangrike eienskap wat ons gesê het van ons rekenkundige of 'n lineêre patroon is dat hy 'n konstante verskil het. Met ander woorde, ons term 2 minus term 1 gaan altyd gelyk wees aan term 3 minus term 2 wat weer gelyk is aan term 4 minus term 3 en so hou dit aan. Met ander woorde, hy het 'n konstante verskil. As ons kyk na ons patroontjie, het ons byvoorbeeld ons patroon wat 3, 7, 11, 15 is. As ons nou kyk na ons konstante verskil, dan kan ons sê term 2 minus term 1 is 7 minus 3 en dit gee vir my 4. Toe het ons dan ook gesê hoe ons bepaal om te kyk in terme van ons posisie, het ons gesê ons term 1 is met ander woorde ons konstante verskil maal met ons posisie en dan moet ons iets optel of aftrek om by ons eerste termpie uit te kom. Ons eerste term is 3. Ek het 4 minus 1 gaan vir my 3 gee. As ek kyk na term 2, het ons dit is 4 maal 2 is 8 en 8 minus 1 gaan vir my 7 gee. Die manier wat ons ook gesê het, ons kan bepaal wat dit is wat ons moet bytel of aftrek, is om te gaan kyk wat die term voor die 3 sou gewees het. As daar 'n konstante verskil van 4 is, dan beteken dit 3 minus 4 gaan vir my minus 1 gee. Ek kan met ander woorde sê my algemene term vir hierdie patroon gaan wees term n is gelyk aan 4 maal n minus 1. Volgende patroon waarna ons gekyk het, is ons meetkundige of geometriese patroon. Baie belangrik by ons meetkundige of geometriese patroon, het ons gesê ons het 'n konstante verhouding. Hierdie konstante verhouding dui ons aan deur R en ons verhouding is altyd term 2 gedeel deur term 1. En dit is weer gelyk aan term 3 gedeel deur term 2, wat weer gelyk moet wees aan term 4 gedeel deur term 3. Dit is hoekom ons praat van ons konstante verhouding. As ons byvoorbeeld kyk na ons patroon kyk ons na 5, 10 op 3, 20 op 9 en 40 op 27. Dit is die eerste 4 terme van hierdie patroon. As ons kyk na ons konstante verhouding, ons konstante verhouding is term 2 gedeel deur term 1. En as ons nou het 10 op 3 gedeel deur 5, dan gaan ons kry dit is 10 op 3 maal met 1 op 5. Want onthou as ons deel, gaan ons altyd maal met die omgekeerde of die resiprook. En dit gee vir my 10 op 15, as ek dit vereenvoudig kry ek 2 op 3. Dan het ons gesê, as ons kyk na term 1, wat 5 maal 1 is, dan gaan dit altyd gelyk wees aan 5 maal met 2 op 3 tot die mag 0. Want onthou, ons het gesê, enige iets tot die mag 0 is altyd gelyk aan 1. Ek kan met ander woorde sê, my algemene term vir hierdie patroon gaan gelyk wees aan term n is gelyk aan 5 maal met 2 op 3 tot die mag n minus 1. As ons nou net weer mooi onthou, 5 is altyd ons eerste term
En die 2 op 3 is altyd ons R wat ons konstante verhouding is. Die derde tipe patroon waarna ons nou gaan kyk is patrone wat nie 'n konstante verskil of 'n konstante verhouding het nie. Wanneer ons kyk na patrone wat nie 'n konstante verskil of 'n konstante verhouding het nie, moet ons 'n verband tussen die termwaarde en die posisie van die term in die ry vind. Wat baie belangrik is, ons gaan hier dink aan eksponente, byvoorbeeld vierkante of kwadrate, derde magte of ander eksponente. Kom ons kyk na 'n voorbeeldjie van so 'n patroon. As ons kyk na 'n patroon soos 1, 8, 27, 64. En ons kyk nou, onthou hierdie 1 is my term 1, 8 is my term 2, 27 is my term 3, 64 is my term 4. So dit gaan oor die posisie in die ry wat hy het. As ons nou kyk in terme van ons posisie, dan kan ons sien dat as ons nou dink in terme van eksponente, byvoorbeeld vierkante, derde magte of ander eksponente, kan ek, as ek nou mooi kyk na hierdie rytjie, kan ek sien hierdie is mos nou in terme van 1, 2, 3 en 4, wil ons 'n verband vind. So 1 kan ek sien is 1 tot die mag 3, 8 is 2 tot die mag 3, 27 is 3 tot die mag 3, 64 is 4 tot die mag 3. Met ander woorde, my reeks word beskryf as derde magte. Ek sien dus elke term in hierdie ry kan as 'n derde mag van sy posisie geskryf word. Ek gaan met ander woorde sê, my algemene term of my reël van hierdie patroon gaan gelyk wees aan term n, wat gelyk is aan n tot die mag 3, want elke term is 'n derde mag van sy posisie. As ons kyk na die volgende voorbeeldjie, dan sien ons term 1, term 2, term 3, term 4, hulle gee vir ons die patroon 3, 10, 29, 66. As ons probeer kyk na die verband wat ons nou kan vind tussen sy posisie en sy waarde, dan kan ek nou gaan kyk, as ek kyk na 3, kan ek sê dit is my eerste posisie plus 2. As ek kyk na 10, kan ek sê dit is 8 plus 2. As ek kyk na 29, kan ek sê dit is 27 plus 2. So daar is tog 'n patroon. As ek kyk na 66, kan ek sê dit is 64 plus 2. As ek nou kyk in terme van my posisie, ek kan dus sê dit is 1 tot die mag 3 plus 2, 2 tot die mag 3 plus 2, 3 tot die mag 3 plus 2, 4 tot die mag 3 plus 2, want 64 is 4 tot die mag 3. Met ander woorde, hierdie is die verband wat hy het met sy posisie. Sy posisie kan ek met ander woorde sê, my algemene term, as ek dit in terme van my posisie moet skryf, in die verband uitdruk van my posisie, dan kan ek sê term n is gelyk aan n tot die mag 3 plus 2. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Ek het term 1, term 2 wat my posisie aandui, term 3, term 4, term 5. As ek kyk na term 1, sien ek dit is 1, dan is dit 4, dan is dit 9, dan is dit 16 en dan is dit 25.
Onthou nou, ons het gesê, ons wil die verband vind tussen die posisie en die waarde. Ons het ook gesê, wanneer ons nou patrone het wat nie 'n konstante verskil of 'n konstante verhouding het nie, moet ons dink in terme van vierkante of kwadrate, derde magte en in eksponente of enige ander eksponente. Goed, as ons nou kyk na hierdie enetjie, as ek kyk na my posisie, in die term 1 se posisie is 1, term 2 se posisie is 2, so 4 kan ek sê is 2 se kwadraat. 9 se posisie is 3, 9 is 3 kwadraat. 16 is die vierde posisie, 16 kan ek sien is ook 4 kwadraat, en 25 kan ek sien is 5 se kwadraat. 1 is dan ook dieselfde as 1 se kwadraat. Met ander woorde, ek kan hierso sê my algemene term ten opsigte van my posisie kan ek skryf term n is gelyk aan n se kwadraat. Die laaste voorbeeldjie waarna ons kyk ek weer na my verskillende terme, term 1, term 2, term 3, term 4. Term 1 gee hulle vir my is 5. Term 2 gee hulle vir my is 17. Term 3 is 65 en term 4 is 257. As ek nou mooi kyk na hierdie enetjie, dan kan ek sien ek moet probeer om 'n verband te vind tussen my posisie en my term. As ek kyk na 5, kan ek sien 5 is dieselfde as 4 plus 1. 17 kan ek weer sien is 16 plus 1. 65 kan ek weer sien is 64 plus 1. So hier het ek 'n patroon van 'n plus 1. As ek nou kyk na 4 in terme van sy posisie, dan kan ek sê dit is 4 tot die mag 1 plus 1. 16 sien ek is 4 tot die mag 2 plus 1. Met ander woorde, my posisie is nou die eksponent. 64 is 4 tot die mag 3 plus 1 en 256 is 4 tot die mag 4 plus 1. Ek kan met ander woorde my algemene term of my reël neerskryf. As term n is gelyk aan 4 tot die mag n plus 1. So dit gebeur soms dat my posisie die eksponent is. Onthou hierdie in julle gedagte, as julle nou die lesie inoefen, deur julle huiswerk te voltooi. Geniet dit.